Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons gaan praat oor digitale bemarking. En hoekom jy dit moet outsource? Klink vir my na een moerse sales speech. Ek voel maar dit is nie. En is actually, daar sekere goed in die wêreld weet ek sê, maar julle almal ken my. Sekere goed is vir my so obvious dat ek dink dit is vir almal obvious en dit is nie die geval nie. Gee 'n voorbeeld. Ek sê praat gister met 'n vrou. Sy's 'n expert in Serrano's Londen, hulle kry jou akkreditasies, jou SAQA akkreditasies, jou CETA akkreditasies en so aan. En sy stuur vir my 3 opsies, en ek het nie 'n donders idee waar daar staan nie. En ek sê vir ek bel haar, ek sê vir I suspect I know exactly how people feel now when I talk about podcasting, ne? Maar as sekere goed wat in haar wêreld is, het sy nou net vir my 3 opsies gegee, soos in extra, en ek verstaan het so 50%, die ander helfte het ek nie 'n klou waarvan sy praat nie. In haar wêreld is dit normaal, my wêreld is dit normaal, beteken nie dis vir jou normaal nie, nee. Ja, ek sê altyd dis common sense, but common sense is not that common. Verseker. Ek het een keer, was al 'n vrou wat social media marketing klasse aangebied het. So, sy vra toe, ek dink iets soos R2.500, dan het sy op Zoom vir my nou 'n one-on-one klas gegee, van so 2 ure lank, hoe om Facebook marketing te doen. So haar marketing strategy is, sy verduidelik dit vir jou so vinnig en so moeilik, dat hier na uur en sê, fuck it. Ek gaan dit daarmee doen. Ernest, hoe kom hel jy? Dan sê sy, weet jy wat, dit is nogal kompleks, maar ek kan dit ook vir jou doen, hier is my pryslys. Nou het jy klaar betaal vir die kursus. Dis 'n goeie funnel, ja. Jy het haar R2.500 betaal om haar aan jou te pitch. Paid for marketing. Dis briljant, ek sal dit nooit vergeet nie. Die trauma van digitale bemarking. Maar ek was bly dat ek daai geld betaal het net om haar model te sien. Ek meen, dit is awesome om jou goed so te struktureer dat jy betaal word om jouself te bemark aan iemand. Ons hoef nie hulle name te noem nie, want ons gaan nie vir hulle gratis bemark, maar daar's 'n couple in Suid-Afrika wat se besigheid geskoei is op digitale bemarking, nee. Hulle besigheidsmodel is nie geskoei op dit nie, dit is hulle bou al funnels en goed. Dis ClickFunnels, ja. Ja, maar nou het hulle al hulle eie version van ClickFunnels en ek dink dat... Ja, maar hulle het 'n masterclass, en hoe sê die eenhou dit opgesom? So wat hulle doen, en ek dink so R100,000, nee. And by the way, dis wat ons hier doen. Die content, dis nie eers die content creation nie. R100,000 om die proses te leer. En dit is, jy skep die content, jy herverpak die content, jy bou daai landing page, sales page, en jy bemark hom met 'n campaign, en jy dryf die traffic, jy kry die naam en die e-posadres, kry die lead, en van daar af engage jy. Sy storie was dat hulle het hom so vinnig daar deurgetrek dat hy op sy knieë saamgesleep is. En ek sien dit nou nog altyd in my geestesoog. Kom, ek gaan jou hand vat, maar ek gaan nou beweeg. En hy sê na ek getrip, maar het vir hom saamgesleep op sy knieë. En die punt is, jy gaan deur daai kursus, dan weet jy actually nog steeds nie, want daar's vir jou die teorie op papier verduidelik, wat valuable is, maar die implementasie is die challenge, en ek dink dit selfs wat ons nou oor gaan praat eintlik. Ja, ek dink die ding is met besef, dit is, kom ons vat maar soos 'n sport ook,
jy gaan nie die oggend en jy gaan 100 push-ups net doen nie, en dis nou, weet, of jy word wakker en jy is 'n CrossFit atleet nie. Ja. Jy moet, om 'n snatch te kan doen, moet jy die tegniek leer. So is daar ook, ek wil dieselfde vat met enige, daar's die tegnieke, en dan moet jy die toepassing van dit, moet jy nog by dit pas, en jy moet dan nou sê, okay, goed, maar dit is in verskillende besighede anders. So die groot topic waar ons vandag praat is, moet jy jou sosiale bemarking outsource? Nee, wat is outsource in Afrikaans? Uitkontrakteer. Of doen jy dit self? Maar Berkie, outsource. Maar die groot ding wat mens moet besef partykeer is, en soos wat Ernest nou gedink het om iemand te kry, dit hang af. Dis nie te sê jy moet nie, nee. As jy in die begin van jou besigheid het jy meer tyd en minder geld. Dan sal ek sê, spandeer die tyd. Spandeer die tyd om hierdie goed te leer. Dit is 'n goeie skill om te verstaan. Dit help jou, al gaan jy nie goed doen nie. En dan soos jy groei, en ek dink dit waar ek gekom het, ek sê, dan is jy at least gevaarlik genoeg. Sodat as jy iemand kry wat hierdie vir jou gaan doen, kan jy saam praat. Dan sê ek weet presies wat is, soos nou wat jy gesê het daar, wat jy die feit dat jy Valley kursus gedoen het, nou kan jy, as jy iemand moet gaan outsource, kan jy dan by lingo praat. Een paar vrae. En 'n paar lingo woorde ingooi, en dan klink jy net meer intelligent, wat dan die ander persoon dalk sê, ek wag, miskien my prys laat daal. En weet wat om dop te hou, daarom 'n clue het wat aangaan, as jy eers probeer het, maar ek dink jy moet ook, as jy sien wat jy self probeer werk nie, jou hand opsteek en gaan vra. Want dit is cool as jy eksperimenteer, maar as jy probeer om jou lewe te red deur 'n besigheid te bou, en jy eksperimenteer, dis dalk nie nou die tyd om 'n nuwe skill aan te leer nie. Dis soos luister, ek wil eintlik jy moet die foon optel en dit kom terug na bel 5 ouens elke dag versus figure dit uit. Ek soek sales nou om my hoofdiens of produk te verkoop, nie nog 'n lewensles op pad soontoe nie. En dis is 'n baie belangrike punt. Dis ook weer eens daai ding, ekskuus dit wel, dis jy regtig sê is verstaan die basics. Ek dink as jy, en dan af van jou besigheidsmodel. Jy weet, dit is hoe ek moes met dit wegspring met hierdie podcast game. Maar ek dink deel van dit ook, as jy dit nou verstaan, en dit sluit nou aan by my punt, is waar gaan soek jy nou? Jy kan of, daar's gewone tradisionele advertensie en bemarking, weet, maatskappye, wat 'n sosiale media been het. En of, jy kry mense wat spesialiseer in net sosiale media bemarking, en dan kry jy nog selfs wat nog meer verder niche gaan spesialiseer in 'n subdivisie van dit, net in LinkedIn, of net rondom Google, of Twitter, of Instagram Reels. Ek meen, en ek weet, as ons nou terug gaan na die UFC example, ek meen, vandag kan jy net 'n TikTok star wees, weet, en daar's 'n strategie meer wat jy kan doen. So, die punt wat ek wil maak is om te sê is, voor jy in hierdie, moet jy net die basiese beginsels verstaan, en dan gaan dit weer eens, wat ons laas gesê het, strategie. En Jacques kan ook vertel van voorbeelde hierso is, jy soek nie 'n Facebook poster nie. Jy moet verstaan, hoe pas hierdie sosiale media strategie by jou huidige bemarkingsstrategie. Nou as jy nie 'n huidige bemarkingsstrategie eers het nie, is social media nie die silver bullet nie. Ek dink dis belangrik om te verstaan is, social media is net nog 'n kanaal, nog 'n metode om jou bemarking te doen. Ja, hy kan baie effektief wees en baie goed wees en beter wees as van die ander bemarkingskanale wat jy doen, maar dit hang af. Dis ook sê, dit hang af van jou besigheid. En dis ook om ons sê, maak seker jy verstaan genoeg en jy weet wat is die strategie, sodat as jy met mense gesels, hoe implementeer ons die strategie en dat jy iets het om teen te meet. Want anders is het net, is die pryslys, hoeveel posts wil jy, en dan na 3 maande sê, maar hier gebeur niks nie. Waar is my geld? Dan sê ek maar, wat wou jy gehad het moet gebeur? Ja, nie net my logo onder op 'n Nelson Mandela quote nie. Dit is nie social media marketing. Wat was fout met daai post? Daar's nie 'n strategie daar agter nie. Dis nie gefokus nie en ek kan dit nie measure nie. Kyk, nou praat ek jou. Nou praat jy. Sê maar dis baie belangrik. Daai en ek wil beklemtoon, dit is die Facebook posts het 'n funksie. Dis net die dink. Dis lead gen nie. En ek dink dis selfs daar, weet jy, wat is die 3 basics, nee? Ons het brand awareness. Daar is saam met brand awareness is social proof. Dis die woord. Social proof, jy bestaan. En dan is nommer 3 is lead gen.
En ek dink dis eintlik waar die probleem inkom. So daardeur sê ek nie, ek sê altyd 'n Facebook poster. Jy het baie Facebook posters, elke tweede Willy Wally is nou 'n digitale bemarker wat nou daai Mandela nou post jy. Nommer 1, daar's nie 'n strategie agter dit nie, soos ons sê. Nommer 2 is dit beteken nie jou besigheid is van swaar dat jy gaan maklik leads generate. En by the way, en Marie, ons het die gesprek onlangs gehad. Jy kan post, maar as jy 'n kampanje gaan bou, dan moet jy betaal vir die petrolgeld vir Facebook. En daar's baie ons wat dit nie besef nie. So, well, jy kos nou R5,000, jy gaan nou vir my hierdie kampanje bou. Wel ja, maar dan moet jy nog R3,000 bysit. Wat wil jy, ek moet nog R3,000 bysit? Nee, dit is hoe Mark Zuckerberg 'n biljoenêr is. Ons moet hom ook betaal. So, dis nie goedkoop nie. Al kan jy, wil ek sê, kan jy die content verniet skep, wat in disse gesprek op sy eie. Wat gaan jy bemark, by the way? Wel, in tradisionele bemarking kan ek selfs sê as die pamflet. Die een is om die pamflette te design en te print, maar dan moet jy nog steeds iemand gaan... Jy moet die girl by die robot kry wat nog uit. Wat gaan uitgee? Dis 'n baie goeie voorbeeld daai. Ja. Die pamflette deel nie van self uit nie. Ek hou baie daarvan. Jy slaat die spyker op die kop. So daai is wat ouens besef. So dis nie, and by the way, daai one-offs, dis is om weer eens te sê, ek het nou net, dis is om jou, ek hou nie van 'n billboard nie, maar nou pop jy jou billboard op, en jy sê na 3 weke, nee wat, haal hom af. En werk jy op die N1 nie. Hoe weet jy, gebaseer op wat? Is jy seisonaal, nou kom ons weer terug met die sales cycle. Het jy op die regte tyd? Hey, Humbo? You're 20 minutes early, man, but that's a very good problem. Give that man a belt. Amazing. Ons drink nie hierso nie. Die wat ons drink nie terwyl ons. Dit was net bier gewees, on the table outside. Dankie, Humbo. Ek het nou weer vir ons 'n bietjie belly ingegooi. Nee, wat wil jy nee? Nee. Wil jy jou klokke laat lei? Dis as jy winkie vir die kar. Ja. Ja, dis 'n goeie idee, dat sluk 2. So, en dit is belangrik, jy moet seisoen, jy moet gaan kyk na jou sales cycle, jy moet gaan kyk na die teikenmark toe. Dis nie altyd net, kyk nou, ek gee 'n praktiese voorbeeld. Ons het nou besig met 'n kampanje, so einste kampanje met 'n lead magnet. Nou kry lead magnet vir die ouens, jammer as ek julle weer verveel met goed wat ek al 1000 keer gesê het, maar daai lead magnet is die stukkie, dis jou dating, is ietsie van waarde wat jy verniet weggee, en in ruil daarvoor soek jy wil 'n verhouding hê. Ek soek jou naam en jou e-posadres. Wel, dis daar soos jy nou praat van, is by die bar kom, ek koop eers vir jou drink. Ek koop vir jou drink. Dan chat ons. Absoluut. Dis nie luister nie, hoe lyk dit wil jy trou nie? Hoe lyk dit wil jy, exactly. Ja, ek het daar goed wat ek aan dink hier, maar dat ek so na die show oor praat. Vat hier my bels. Dan kan ons later dink. Ja, vat in die klokke. Maar in elk geval so jy gee daai, maar okay, hier is die punt. Hierdie is 'n agri-gedrewe kampanje en die ding het gedraag om die groen lig te kry. En nou hardloop hy, nou kom ek agter, ek kyk nou, ek sê nee, hier is nie traksie nie. Hoekom? Want die boere is besig om te plant. So maklik soos dit. Hy het nie tyd om. Hy luister nie nou nie. Hy is in die oggend uit. Hy is in die veld. Hy is moeg en hy is die moer omdat dit reën ergens en hy sit in stres. Hy besig om Facebook posts te kyk nie. So dis daai is weer eens. Jy weet jou timing is alles. Ek moet net bysê ek gaan nou nie jou punt wegvat nie, maar ek dink tog mense moet ook nie vergeet dat hoe selfs 'n boer of enige iemand daar buite baie verslaaf is aan hulle fone en gou incheck en goeders. Nee, maar ek wil nou nie wegvat van wat jy sê nie. Hy wil nie nou strategie of nie. Hy wil gou 'n bietjie 'n joke lees of hy wil gou hy wil game speel vanaand. Hy skop hy is 'n tracker game wat as jy by my wil uitkom met jou 'n game adverteer. Dit is by the way, baie belangrike punt daarso. Kyk maar daai is actually verskriklik belangrike punt. Is waar ontspan daai ou, en dit is selfs ook, dis deel van jou strategie. Ja, hy kry timing reg, nou sit die boer op die strand, en hy gaan waarskynlik jou goed sien, of is nuwejaarsvoornemings wat ook al, maar moenie onderskat presies dit, waar ontspan daai persoon in jou teikenmark. Jy moet hom net nou nie irriteer nie, dit moet net, dis nou weer belangrik dat dit waardevolle inligting is, dat die ou kan sê, of die vrou,
wow, yes, hierdie is interessant. Ek rus nou maar, hierdie is interessant. Ek gaan hierdie ding download, nee, versus, ag vader, jy adverteer, jy druk alweer jou produk onder my neus in. En ek kan nie asemhaal. En dit is 'n strategie op beseie, nee, om te sê want dis disruptive, nee, hoe kan ek jou want ons almal het nie tyd nie. Hoe kan ek 'n stukkie tyd vat, maar jy voel jy kry waarde vir as wat jy weet 'n tipies hierdie bemarkingsoproepe wat jy voel jy het 'n stukkie van jou lewe nou verloor. Weet dis daai die ergste bemarking, nee, want die probleem is moontlik is ek sal sê in die versekering, want die probleem is jy kan nie net vir my 'n quote gee nie, jy moet my 20 minute besig hou vir my. Ek het nie tyd vir dit nie. Ek dink ek gaan 'n call center oprig. Nou en dan blaas jy hom op. Jy bel die call center. As iemand hacker. As iemand bel en ek ken nie die nommer nie, dan gaan dit eers na daai call center. Soos 'n sekretaresse wat gatekeeping doen. Sê wie bel nou? Soos wat mense, wat sê die spam blokker en daai kry Truecaller en dit. So divert hy om dadelik soen toe. As ek dit nie 'n nommer ken nie, antwoord iemand anders en sif eers. Okay, waaroor gaan hierdie? Ek nee, maar hulle sif nie jou mooi dankie sê maar nee dankie nie. Maar hulle sif nie net nie. Hulle instruksie is hou hierdie ou vir ten minste 25 minute besig. Yes. Ja, 'n call center vir call. Ek kan nie hoorie sê weer. Ja, okay. Is dit wat jy doen? Nee, maar daai is vir my... Ja, dan die einde is, nee, ek is nie meneer Dekker. Ek is nie meneer Dekker. Sorry man, sorry. Daai is vir my, maar daai is die pinnacle. En jy kan natuurlik werk het. Daar's 'n rede is van ons grootste maatskappye in Suid-Afrika vir hulle 1000 mense spesiale kantoorspasie gee, nee, om te bel. So, jy weet, gee die duiwel wat hom toekom. Maar vir die klein sakeonderneming gaan dit nie vir jou werk nie. So kom ons kom terug na die wat ek wil beklemtoon het van posts. En ek wil terugkom na social proof toe. Net soos wat kan jy 'n suksesvolle besigheid run sonder 'n website? Ja, jy kan. Jy kan. Maar jy weet nie wat jy verloor nie. Jy weet nie, maar in dieselfde asem, dis dieselfde om te sê, kan jy besigheid doen sonder 'n LinkedIn profiel? Ja, jy kan. Die vraag is net, wat is daai waar jy in daai vertrek instap en ouens wil jou uitcheck? Dis hoekom ek vandag een af gesê het, lyk groter as wat jy is. Een van ons kliënte, het was 'n verskrikke groot kompliment. Was hy en hulle is Crypto Mining. Crypto Mining werk met die grootste, jou Anglos, jou Zaros en so aan. En hy sê die eendag, nie dat hulle klein is nie, maar hulle is klein in vergelyking met Anglo. Ja, dis 'n medium. So dis nie kom hierdie weet hierdie. Ja, dis nie konglomerate, maar dis 'n medium size company en hy sê toe vir my die ouens wil by hom weet wanneer noteer hulle. En is soos 'n job done. Ons laat jou baie groter lyk as wat jy is. En weer is omdat jy met heavyweights werk, is dit soos dit weer eens, as jy heavyweight is, wil jy wil nie lyk asof jy nou 'n girl gaan fight. As ons kom nou terug na die fighting toe. Wat uit Ethiopië uit, jy hoor wat ek sê, jy soek 'n ewe knie, jy's 'n warrior wat dieselfde 6'6" ou soek en jy wil hom hard bliksem en jy wil wen. Nou bring jy vir my, is amper David en Goliat, toe kom bring jy nou vir my hierdie seentjie hierso, nee, okay, famous last words. Maar dis vir my die ekwivalent, so as jy met 'n sekere kategorie tipe, en dis weer eens, wie is die teikenmark, hoe groot is hulle, hoe lyk hulle, hoe ryk hulle, en lyk jy on par as jy daai gesprek gaan hê? Lyk jy soos 'n medium size company as jy met 'n large company gaan praat? En by the way, dis hoekom die groot ouens met die groot ouens besigheid doen. So as jy daai konsep wil weggooi, sê ek vir jou, jy gaan geld op die tafel laat. En dis nie bloot fake it till you make it nie. Dis actually om te sê, stel jouself ten toon wat jy verdien. Daarom sit jou beste voet voor. Ja, exactly. Dis om te sê, weet jy dalk nie jou gewoonlik by die huis het jy net jou plakkies en jou kortbroek aan, maar weet as jy nou die aand gaan vir 'n date, dan trek jy nou proper aan, verstaan dis nie. Dan trek ek my vellies en my kortbroek aan. Dan trek jy skoene aan. Alright, so op skoene gepraat. So ek wil gou net, daar's net 4 voordele wat ek net wil spesifiek uitlig, nee, dat hoekom sal jy nou jou met sosiale media of sekere van jou bemarkingsfunksies wil outsource. Die grootste voordeel natuurlik, nommer 1 is dat daar's dadelike kundigheid vir almal.
maar dis die groot ding met enige ding met 'n skillset wat jy inkoop is, ja, jy moet betaal daarvoor, maar daar's altyd 'n leerkurwe. So of jy kan dit self doen en dit kan jou enigiets van 3 tot 6 maande tot 12 maande vat, of die feit is nou die PRC het al betaal, daar's dadelike kundigheid wat jy weet jy kan dadelik uit die blokke uitspring. Maar daar kan ook 'n leerkurwe wees dat jy dalk eers by die verkeerdes uitkom of dalk op die verkeerde terme kontrakteer en dan later moet sien dit was 'n leerkurwe. Natuurlik, dis hoe ek sê dis 'n deels van hoe ek sê dat jy so bietjie weet van dit en jou strategie weet dat jy sê okay goed, ek het nou klaar die top 3 gekortlys en nou weet jy so dan ek is nou klaar jy het nou besluit op hierdie persoon, so wat is die voordeel daarvan? Die feit dat jy die kundigheid klaar inkoop. En dit uiteindelik is nou nie net op bemarking van toepassing, ek dink dis met as jy ingenieursfirmas kyk en enige tipe professionele dienste tipe maatskappy. Kom ons vat self 'n boubedryf, weet as jy 'n goeie teeler het wat jy kry, daai kundigheid om hom die ekstra te betaal is baie meer werd as die ou wat nou net begin teel. Die feit al die teels wat hy breek en mislê en weet dit kos jou baie meer in jou besigheid as om nie kundigheid. Weet daar's 'n ding rondom kundigheid wat jy kry. Alright, nou dis nommer 1 is dat jy dadelik het access tot hierdie expertise en die kundigheid. Nommer 2 is dat daar's nou weet ons altyd sê oor die tegnologie, daar's sekere bemarkings tools wat in die industrie gebruik word en weet jy, daar's ook 'n leerkurwe met dit wat jy nie geweet nie. So die feit dat jy die kundigheid het, saam met dit kom maar ook 'n tegnologie komponente wat hulle saambring. En gewoonlik wat ook gebeur is, baie van hierdie tegnologie sagte ware is partykeer te duur vir jou alleen. Die nommertjie maak weer sin as om te sê, okay, ons het 10 klein besighede waarvoor ons CRM en e-mail marketing en sulke gedoen. Weer eens daai verspreiding van 10 maak nou sin. Waar weet jy kan nie 'n hele Salesforce marketing ding by eie gaan koop nie, want een is duur en 2 die sagte ware is ook 'n leerkurwe. Dat weet die sagte ware vandag is daar so baie metrics wat jy kan meet en goeders dat dit self die sagte ware om dit net ook te leer het ook 'n leerkurwe. Alright, dan nommer 3 is dat omdat jy nou behalwe nog vir die kundigheid en die tools het, is dat daai persoon het ook die kundigheid om die interpretasie te kan doen van soos wat Jacques nou gesê het van okay, ek het nou die campaign gekry, ek het nou hierdie strategie wat ek nou implementeer, nou kan ek hom meet en sê, maar hoekom werk hy nie? Weet weer eens versus die Facebook poster wat net soos blindelings net elke week en niemand vra tot Ernest sê maar, hoor jy my foonlyn nie, of maar jy dalk nie daai gekommunikeer nie, verstaan, so dat, waar daai nou weer eens inkom as jy met 'n professionele persoon werk is, dis klaar ingebou, is deel van ding, daar is 'n kundigheid om te sê, ek het daai, om dit te doen, ek kan dit meet, ek kom terug en sê, iets werk nie, maar jy weet wat, partykeer kan jy die kliënt saambring op hierdie journey, nee, om te sê, iets werk nie, en dan sal hulle kom, maar die boere plant, dis dalk hoekom, jy is nie daaraan gedink nie, of, ek werk nou al so lank in agri, dat ek kan jy sommer klaar sê, die beste strategie is om nie op sosiale media nou te adverteer nie, maar kom ons gaan, of ons weet op Henties Baai, sit al hierdie manne vir die mielieboere, want dis is, weet, niche, klein, maak, dis die ouens wat ek wil kry. So dis nommer 3, en dan nommer 4 is dat, weer eens, as jy enige kundigheid inkry, exponentieel gebeur het vinniger. So jou sosiale media tentoonstelling groei so exponentieel baie vinniger en dis weet daai tyd vandat jy frikkie niks is tot frikkie beste is baie vinnig nou, weet. Best frikkie. Frikkies. Nee, dan anders is nog 'n frikkie. BF. Best frikkie. Dan wil ek net gaan nog 'n paar goed sê, so dis die 4 voordele, en dan, hoe weet jy nou of jy dit nou moet outsource, so daar's 6 vrae wat jy vir jouself kan afvra om te bepaal of jy dit nou eintlik moet outsource. So die eerste ding wat ek in die begin ook al gesê het is, het jy tyd? Het jy tyd om hierdie sosiale media, want dit is nie soos 'n prentjie te gaan kry van Nelson Mandela, 'n lekker quote te kry, op te plak en gooi hom net nie, dit is, daar is bietjie strategie agter om te weet, ek moet 'n maandagooggend dalk kyk of dalk moet ek partykeer nie Nelson Mandela op die prentjie en partykeer is 'n mielie goed, weet, dit hang af. Fransjo Pinaar is beter dan. Ja. Exactly, verstaan, so dit is die een ding, soos ek sê, het jy tyd om hier te doen, want as ek sê tyd,
partykeer het ons pockets van tyd. Die ding van hierdie ding is daar is dieselfde as 'n push-up. Die bemarking vir alle sosiale media is die consistency. Nie die ek het hierdie week het ek 5 posts gedoen en dan snik jy vir 'n maand weer nie. Die sosiale media ding is daar moet dis die met die heeltyd te doen sodat jy on top of mind is. Want as jy dit die rush gaan jy doen dit vir 'n week wild en dan vergeet jy weer van dit. Jy verloor traksie. En dit tel ook 'n bietjie teen daai social proof wat jy van praat, Jock, is dit nie? Want dit lyk nie so social proof om inconsistent te wees met goed. Jy lyk jy skree jy's 'n clown. En dit kom en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. En ek sê weer, gaan dit jou besigheid se deure toemaak aan die einde van die maand? Nee, nie noodwendig nie. Maar dit kom terug na wat soos jy teregtelik sê, wat los jy op die tafel omdat 'n ou jou gaan soek het op LinkedIn en jy's nie daar nie. And by the way, dis deel van jou digitale bemarkingsstrategie. Hy gaan soek jou op Facebook. Hy gaan soek jou website. En jy lyk soos 'n clown of hy's nie daar nie. Jy kan nie daai onderskat nie. En ek sê dit klink verskriklik gerieflik, maar jy kan nie social proof onderskat nie. En daardeur sê ek nie gaan spandeer 'n fortuin aan jou post nie, maar daar's 'n julle weet ek gesê dit is 'n necessary evil. Dis jammer ouens, ons gaan nie vir jou leads generate. Hierdie is nie 'n lead gen strategie nie, maar hierdie is ons opdaag en ons talks is aan en ons kan nou gaan rugby speel. Voor dit is kan ons nie eers gaan speel nie. Ons kan nie by die hek inkom. Ja, ons kan nie almal in suits opdaag in die volle nie, weet. Dit is nie soos nie necessary, dit moet alles saam met 'n prentjie vertel. So nommer 2 actually is nou oor die social proof en dit is moet jy jou sosiale media nou as die sosiale media teenwoordigheid gaan opdateer want dalk jy het al klaar Facebook page maar dit is nie op standaard nie. Jy het dalk 'n LinkedIn profiel, maar dit is nie op standaard nie. Jy het 'n website, maar dit is nie op standaard nie. So dis nie net van ek moet hierdie goed kry nie, dit is ook op die playing field waar ek speel, is dit good enough. Ons sê altyd, is dit at least die Corolla, jy kan nie kom met die skedonk nie, maar as jy at least by die Corolla level, of die voorbeeld ons nou gebruik in klas waar ons speel is jy at least op die BMW, daar's groot spelers daar, maar daai is meer as good enough, verstaan? Dis 'n goeie benchmark van waar jy moet wees. Dan moet jy nou nog gaan dink ook, as deel van jou strategie is, wat, en ons het Jan geraak is, wat is die tipe content wat jy gaan publiseer? Want die content wat jy moet genereer, kan ook 'n skills is op sy eie. Soos byvoorbeeld ons het nou 'n podcast hier so wat 'n content strategie is. Dit is nie so maklik soos om net 'n mic te kry en te praat in die mic nie. Ek verstaan en dis wat mense moet besef. Dit is nie so maklik soos as jy wil gaan video gedoen om net jouself in te vat nie. Ja, ek wil nou ook aan die ander kant sê, dis so maklik maar so moeilik ook. Dis so maklik om net te begin, maar daar is tog 'n leerkurwe om deur hierdie goed te gaan. En wat is die strategie? Alles kom terug na hoekom druk jy rekord? Ja, wat as jy nou weet wat se tipe content, wat se tipe channels, dan gaan jy ook weet, ek kan dit doen of ek kan dit nie. Soos byvoorbeeld podcasters en ons is, as jy dit is, ja, kan dit doen. Maar gaan jy, as ek besef deel van my strategie moet wees, ek moet spesifieke Google AdWords van die ouens gaan soek vir my en ek moet dit gaan doen of ek moet 'n funnel bou nou, dan gaan ek sê, dalk moet ek iemand inkry wat nou, alhoewel ek die basics weet, kom ek gaan kry iemand slimmer as ek vir daai spesifieke funksie. En dan, nou praat ons weer strategie, deel van daai vraag wat jy moet vra is, het jy hierdie strategie gedokumenteer? Want jy moet hierdie strategie kan deel. Nee, ons strategie is nie ek het R10,000, kom ek gooi het, kom ons kyk wat gebeur nie, dis nie 'n strategie nie. So deel van jou beplanning en die bemarking is, het jy hierdie strategie, maar het jy hom gedokumenteer, want ons praat nou, en wat ek sê en wat jy hoor, is twee verskillende dinge altyd. Dis hoe ek sê, dis waar jy weet 'n strategie dokumenteer, want ons kan dan deur dit kyk, en ons kan vergelyk, en ons kan deur dit gaan, en dit is dan, en ek weet nie van baie mense wat dit het nie. Ek sê dan, ek en jy het hier gesels, weer is half te weer daai ek's baie lief vir infographic. Waar is daai prentjie? Wat jy het ook al, jy het my al uitgedaag. Waar is my prentjie om te verduidelik wat dan nie gebeur is, nee, om seker te maak almal verstaan werklik wat dan nie gebeur is. Ja, so en dan nommer 5 nou na die strategie is om te sê, goed, as ek 'n strategie het, wat is my uitset? Wat wil ek bereik met hierdie sosiale media bemarking wat ek outsource? Want dit is maklik om sê ek wil iemand gaan kry om hierdie vir my te doen, maar wat wil ek bereik? So ek het die strategie, ek het hierdie spesifieke ding wat ek wil implementeer, en wat wil ek daardeur bereik? Wil ek hê my foon moet lui? Dit is 'n lead gen. Wil ek hê dat nee, ek wil net in hierdie area my presence lig, sodat as ek my direkte bemarking persoon stuur om in die deur te klop,
weet hulle at least van my. Weet, dus ek moet sê, nou het ek die strategie, wat wil ek bereik daardeur? En dit is ook 'n kwessie van waar kundigheid nou inkom, is, en sê vir my of ek reg is, dat dit is 'n tipiese ding, het verklap eintlik hoe min mense weet, as net sê, ek soek leads, ek soek kliënte, ek soek sales, wat dit eintlik is, 'n kundige kyk in spesifieke data metrics, en sê, die funnel, dis 'n funnel vir 'n rede, dis van groot na klein, dit word al hoe minder, dit is aan die begin, daar's 'n 1000 views, 100 kliks, 10 scrolls en 1 vorm ingevul, byvoorbeeld, jy weet, so tipe ratio, wat ook al dit nou regtig is, maar as mens net kyk na wat drip onder uit die distilleerfles uit, in plaas van sê, maar hoorie so, hoeveel vrot perskes moet ek aan daai kant ingooi om 'n halwe bottel mampoer te maak, dan ook 'n bietjie indikasie van kundigheid. 100%, en deel van dit ook, ek wil die voorbeeld weer gebruik, is altyd lekker om Ernest as 'n voorbeeld gebruik, want ek dink hulle baie van hierdie tipe goeie wat moet gebeur in hulle besigheid. Maar die foon kan 10 keer lui ook. Die vraag en wat jy natuurlik ook moet weet is, hoeveel kliënte het jy opgeteken? Want partykeer het mens daai valse illusie ook, ek sê dit al is vanity metrics. Die foon het raak gelei, en dis sê ek was besig ook deur die dag. Die foon het gelei, en jy kon nie voorbly nie, maar is allemaal tire-kiekers. Uit daai het jy een deal skryf. Presies, en ek het al in die verlede 'n lead magnet uitgesit daar buite, en briljant gewerk op papier, want die mense daai ding gedownload soos cookies, maar dit was 'n blou visie grappie boekie nie. maar die leads wat ons al uitgekry het, was net geraas geweest. Daar was niks kwaliteit daarby wat ingekom het nie. So dit was absolute flop geweest. Waar die op papier sou mens sê dit lyk goed. So ek wil daai, en dan moet ons aanbeweeg en die krag gaan af, Agier, is load shedding. So ek wil net vandag, maar selfs daar, Ernest, is weer daai om te sê, okay, iets is hier so missing, is om daai te gaan analyseer, en ek dink dis terug waar sagte ware en goed is, ons het baie belangrik, weet jy, die sagte ware wat ons mee sit is R4,000 'n maand. Nou as jy deur klomp kliënte gaan versprei, is dit koste-effektief vir jou om 4,000 uit te haal, dis nie min geld vir jou, net om daar te begin, dit is nie snaaks nie, maar om daar te verstaan, okay, wat het ons dalk die regte contentbrief, ek sê altyd, het ek die regte e-mailadres, en stuur ek die regte inhoud vir daai regte e-mailadres, en is so maklik soos dit, en is so flippend moeilik soos dit, ek het die e-mailadres, okay, hier kom die regte content, verkeerde e-mailadres, ek het die regte e-mailadres, hier kom die content, verkeerde content, dis om daai balans, en om te kyk wat, weer eens om strategies daarna te kyk, so en dan wil ek net vandag, baie belangrike ding, ne? Belangrike punt, die laaste punt, om hierby aan te sluit, en dan net 'n vinnige ligte punt van die boere op die strand, is payroll. Ek het in hierdie week gesels ek met 'n sekere land se ouens, en hulle adverteer, hulle soek 'n assistent. En ek gaan kyk na die job spec, se kontrak, en ek sê vir hom, jy weet, ons kan al die goed doen en nog meer. Hoekom? En hulle hardloop het deur agentskap, want hulle wil nie die persoon op payroll sit nie. Nee? Hulle wil die payroll sit nie, en ek sê, and by the way, ek raak jou supplier, jy raak my kliënt, ek raak nie jou employee nie. En daai is 'n gemoerse verskil, is nommer 1, jy het nie nodig om hierdie persoon veral in Suid-Afrika, waar jou arbeidswetgewing nie aan die kant is van jou werkgewer nie. Soveel te meer wil jy outsource. En dan, so ek sê, nommer 2 is weer daai, nou skielik is, ek moet op aandag staan, want jy is my kliënt, versus, waar was jy gister gewees? Ek is siek gewees. Nee? Maar anyway, so daai so my, veral is daar nou, ek sou sê 60% van jou rede hoekom jy wil outsource of so diens outsource is, jy kan daai stopknopie baie vinnig druk as jy wil. Ja, ek wil net 'n laaste, net aansluit by deel van hierdie ding is, en ek dink, soos jy gesê het in die begin, is nie dat jy verkoop nie, maar ek wil net herinner vir die luisteraar, dat dit is deel van die shared service ding, is dat hierdie tipe strategie, digitale bemarking is core tot wat gedoen word. So, weet, as jy so behoefte het, weet, kom drink 'n koffie by Bouma 21, weet, kom gesels en weet, kom explore het verder, dit is no obligation type ding. Partykeer moet mens net jouself net vir die mense herinner wat jy doen, of vergeet dit partykeer. Ons neem aan, dat die feit dat hulle luister na digitale bemarking, dat hulle weet,
jy doen dit ook. Soos toe ek die eerste keer 'n webinar gedoen het en ek spring uit die blok uit en die ou stop my, sy digitale handjie gaan op, by the way, hierdie was 6 jaar terug, gaan sy handjie op en sê, wie's jy? Vra hy vir my. Ja, Dis is jy dan ingeteken, hoe het jy nie, wat is hy, wie's jy? Okay, dit is baie vir ons, nee? Ja. Een laaste comment van my kant af is, hoe weet mens jy moet digital marketing outsource? As jy dink content is Zuma se kamptoerusting. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.